Vandag is ons nog besig met algebraïese vergelykings, maar die algebraïese vergelykings waarna ons vandag gaan kyk, is 'n eksponensiële vergelyking. Nou wat is 'n eksponensiële vergelyking? 'n Eksponensiële vergelyking is 'n vergelyking waar die veranderlike of die onbekende in die eksponent is. Met ander woorde, dis die eksponent wat jy moet bepaal. So, as ons kyk na ons voorbeelde, dan onthou die vraagie gaan nog steeds wees los op vir x. Dit is maar altyd by algebraïese vergelykings ons vraagie los op vir x, of los die vergelyking op, of bepaal die onbekende. As ons nou kyk na 'n eksponensiële vergelyking, dan is die voorbeeld los op vir x, 5 tot die mag x is gelyk aan 125. Met ander woorde, soos ons nou hier kan sien, is my veranderlike of my onbekendetjie is die eksponent. Nou, om hierdie vergelykings op te los, moet ons grondgetalle of ons grondtalle of ons basisse altyd dieselfde kry. Want ons werk met ons eksponentwette. En as julle nou onthou met ons eksponentwette, het ons eksponentwette mos nou altyd gesê ons kan ons berekeninge doen wanneer ons basisse of ons grondtalle dieselfde het. So, hoe gaan ons nou te werk gaan om hierdie grondtalle dieselfde te kry? Wat ek moet gaan doen is ek ontbind 125 in sy priemfaktore. Goed, so as ek nou 125 in my priemfaktore ontbind, dan kry ek 125 is 5 tot die mag 3. Nou kan ek sê, omdat my grondtalle dieselfde is, ek sien my grondtalletjies is dieselfde, daarom kan ek sê dat my eksponente gelyk moet wees aan mekaar. Met ander woorde, ek kan nou daarom sê is x is gelyk aan 3. Want hoekom is dit? Omdat my grondtalle dieselfde is my eksponente gelyk aan mekaar. Volgende voorbeeldjie waarna ons kan kyk, het ons byvoorbeeld 2 tot die mag x minus 32 is gelyk aan 0. En onthou nou net soos met al die vergelykingkies, everything with an x in a box to the left, en al die ander goeders wat nie x in het nie, gaan nou na die regterkant toe. So ons moet x alleen kry. Dit ons eerste belangrike stappie wat ons moet doen om x alleen te kry. So in hierdie geval onthou, dit is nou weer net by jou kwadratiese vergelykings wat jy alles links vat en 'n 0 sit aan die regterkant. By jou eksponensiële vergelyking wil ons weer werk dat ons x alleen kry, so ons moet daai 32 oorvat. Ons het met ander woorde 2 tot die mag x is gelyk aan 32. Nou is die volgende stappie wat ons moet doen, ons ontbind 32 in sy priemfaktore. Nou as ek nou 32 in sy priemfaktore ontbind, dan kry ek 32 is 2 tot die mag 5. Nou kan ons weer sien ons grondtalle is dieselfde. Met ander woorde, ek kan daarom sê dat my eksponente gelyk moet wees aan mekaar. Ek kan dus sê x is gelyk aan 5. Volgende voorbeeldjie wat ons doen, ons het 3 tot die mag x tot die mag x minus 3. Met ander woorde, ons het nou hier 'n geval van 'n mag wat ons verhef tot 'n mag, is gelyk aan 1. Met ander woorde, ons gaan nou eers ons eksponentwette toepas
En wat is daai eksponentwet wat vir ons sê? Ons, wanneer ons 'n mag verhef tot 'n mag, dan beteken dit ons moet hierdie een vermenigvuldig met daai ene. Ons vermenigvuldig die eksponente met mekaar. Met ander woorde, ons kry 3 tot die mag x maal met x minus 3. Ons moet nou ook met hierdie een 'n plan maak, want ons moet hom skryf as 'n grondtal van 3. Ons moet met hom gaan skryf sodat ons mos nou by ons grondtalletjie van 3 kan uitkom. Nou onthou julle mos nou ons reël wat sê eksponentwette, enige iets tot die mag 0 is altyd 1. Met ander woorde, ek kan nou 1 skryf as 3 tot die mag 0. Nou kan ons mooi sien, ons grondtalle is nou presies dieselfde. Goed, so as ek nou hierdie sê, dan kan ek mos nou sê, omdat my grondtalle dieselfde is, moet my eksponente gelyk wees aan mekaar. Met ander woorde, ek kan sê x minus 3 is gelyk aan 0. Hy is nou sommer klaar ontbind in faktore, so ek kan sê daarom is x gelyk aan 0 of x minus 3 is gelyk aan 0. Dis uit ons kwadratiese vergelykings uit wat ons nou weer toepas. Dan kan ek nou x alleen kry, so ek vat daai minus 3 oor die oomblik as hy oor die is gelyk aan teken gaan, word hy 'n positief. Met ander woorde, my 2 antwoorde is x gelyk aan 0 en x gelyk aan 3. Dis maar presies dieselfde beginsel wat ek nou gaan toepas. Ek gaan hom net vir julle weer skryf. Ons het 3 tot die mag x tot die mag x minus 3 is gelyk aan 1. So jy kon nou gaan sê het, want onthou, ons moet mos nou hierdie vermenigvuldig met daai. So, dit word 3 tot die mag x kwadraat minus 3x, kon jy dan ook geskryf het, want onthou, hierdie hele hakkie moet met die x vermenigvuldig word. Is gelyk aan 3 tot die mag 0. Dan het ons nou x kwadraat minus 3x is gelyk aan 0. Want omdat my grondgetalle dieselfde is, kan ek sê dat my eksponente gelyk is aan mekaar. Nou moet ek weer gaan faktoriseer. My x is gemeenskaplik, so ek haal die faktore uit. Met ander woorde, nou kan ek sê x is gelyk aan 0 of x minus 3 is gelyk aan 0. Dan kry ek hieruit x is gelyk aan 3. As ek daai 3kie oorvat, dan verander sy teken mos nou na 'n positief toe. So, die belangrike ding is, ek pas my eksponentwette toe. Ek onthou dat enige iets tot die mag 0 is 1, en dan maak ek my grondgetalle is dieselfde. En dan kan ek hom verder oplos. Ons volgende voorbeeldjie wat ons het is 'n half tot die mag x is gelyk aan 2. Ek gaan hierdie 'n half gaan ek skryf as 2 tot die mag minus 1 tot die mag x is gelyk aan 2, want onthou, die beginsel waarna toe ek werk is dat ek my grondgetalle dieselfde wil maak. Is vir my makliker om hierdie na 'n negatiewe eksponentjie toe te maak en 'n grondtal van 2 te hê, as om die 2 na 'n half toe te probeer skryf. Ek wil hom so eenvoudig as moontlik maak. Met ander woorde, onthou ons werk na dieselfde grondtalle of basisse toe.
So, ek het nou daai verander. Nou is die volgende enetjie volgende stappie wat ek moet toepas, is om my eksponentwette toe te pas. Ek het weer eens 'n mag verhef tot 'n mag. Met ander woorde, ek moet hierdie twee met mekaar vermenigvuldig. So ek kry 2 tot die mag minus x is gelyk aan 2 en hier staan mos eintlik 'n spook 1. Nou kan ek weer mooi sien my grondgetalle is dieselfde. Met ander woorde, ek kan daarom sê dat my eksponente gelyk is aan mekaar. Daarom is minus x gelyk aan 1. Maar onthou, ek wil nou 'n plus 1 hê, so ek moet deel deur minus 1, deel deur minus 1. Met ander woorde, x is gelyk aan minus 1. Die volgende voorbeeldjie wat ons het is 3 tot die mag x is gelyk aan 1 op 9. Okay. Nou kan ek mos die grondtalle wil ek dieselfde maak. So 1 op 9. Ek wil my grondtalle dieselfde maak. So ek kan nou een van twee dinge doen. Ek gaan hom eers op die een manier doen. Ek kan hierdie skryf as 9 tot die mag minus 1 en dan gaan ek nou ontbind in faktore. 9 ontbind in sy priemfaktore. Wat is 9 se priemfaktore? 9 se priemfaktore is 3 maal 3. So ek kry dit is 3 kwadraat tot die mag minus 1. Nou pas ek my eksponentwette toe, wat sê as ek 'n mag verhef tot 'n mag, dan moet ek hulle vermenigvuldig. Goed, so, as ek nou hierdie mag verhef tot 'n mag, moet ek daar vermenigvuldig. Met ander woorde, ek kry 3 tot die mag x is gelyk aan 3 tot die mag 2 maal met minus 1 is minus 2. Nou kan ek duidelik sien, my grondtalle is presies dieselfde. Ek kan daarom sê dat my eksponente gelyk is aan mekaar, met ander woorde x is gelyk aan min 2. 'n ander manier wat jy hom kon gedoen het, wat maar op presies dieselfde neerkom, is jy kon gesê 3 tot die mag x is gelyk aan 1 op 9, dat jy eers 1 op 9 in priemfaktore ontbind. As jy nou 1 op 9 in sy priemfaktore ontbind, dan kry jy 3 tot die mag x is gelyk aan 1 op 3 se kwadraat. Nou is die volgende stappie wat ek dan doen, om die 3 kwadraat boontoe te vat, en as julle nou onthou, dit is met ons eksponentwette wat ons toepas, dan beteken dit as hy van onder af boontoe gaan, dan verander sy teken. Met ander woorde, hy word nou 3 tot die mag x is dan 3 tot die mag min 2. Dit is maar die enigste kere wanneer jy 'n eksponent van 'n positief na 'n negatief toe verander, omdat jy die grondgetalle dieselfde wil hê. Nou kan ons duidelik sien ons grondgetalle is dieselfde en ek kan daarom sê dat my eksponente gelyk is aan mekaar. Met ander woorde, x is gelyk aan min 2. Volgende voorbeeldjie waarna ons kyk is 2 maal met 4 tot die mag x is gelyk aan 32. Nou onthou, ons wil altyd x isoleer of x alleen kry. Everything with an x in a box to the left. So wat die eerste ding is wat ons hier moet gaan doen is, ons moet eers gaan deel deur 2. En onthou, wat ons links doen, moet ons regs doen. Dis een manier wat ons hier te werk kan gaan.
Ek sal nou nog 'n voorbeeldjie doen. Met ander woorde, ons het nou 4 tot die mag x is gelyk aan 16. As ons nou hierdie sommetjie wil doen, 4 tot die mag x, as ek nou 16, weet ek nou net, ek ontbind hom nie in priemfaktore nie, maar ek weet 16 is mos nou 4 se kwadraat. Dit is al ietsie wat julle uit julle koppe uit moet ken. 16 is 4 se kwadraat, so ons kan nou sien, my grondgetalle is dieselfde. Met ander woorde, ek kan daarom sê dat my eksponente gelyk is aan mekaar, met ander woorde, x is gelyk aan 2. Die ander manier wat ons het is 2 maal met 4 tot die mag x is gelyk aan 32. As ek my reël toepas om te ontbind in priemfaktore, dan gaan ek kry dat hierdie word 2 maal met 2 se kwadraat tot die mag x is gelyk aan, en 32 is 2 tot die mag 5. Nou gaan ek verder my eksponentwette toepas, want ek is nou met eksponensiële vergelykings besig, so my eksponentwette geld. Ek gaan met ander woorde hier sê, ek het nou 2, kom ek skryf hom net eers so, 2 maal met, en dan word hierdie 2 tot die mag, daai word moet ek vermenigvuldig maal met 2 tot die mag, 2x is gelyk aan 2 tot die mag 5. My volgende eksponentwet sê vir my, as my grondtalle dieselfde is, pas ek my eksponentwette toe. As ek selfe grondtalle met mekaar vermenigvuldig, dan moet ek die eksponente by mekaar tel. Ek hou my grondtal dieselfde en ek tel die eksponente by mekaar. Nou kan ek weer sien, ek het presies dieselfde grondtalle, met ander woorde, my eksponente kan gelyk wees aan mekaar. Met ander woorde, 1 plus 2x is gelyk aan 5. Onthou, ek wil my x alleen hê, so ek het my 2xie, hierdie 1 gaan oor na die regterkant toe. Die oomblik as hy oor die is gelyk aan gaan, verander sy teken. So ek kry 2x is gelyk aan 5 minus 1 wat 4 is. Nou moet ek nog deel deur die koëffisiënt van x aan albei kante, met ander woorde x is gelyk aan 2. Dit behels dan ons lesie rondom eksponensiële vergelykings. Jy kan hierdie werkies nou mooi oefen deur jou huiswerk sommetjies te voltooi.